'n Hartlike goeiemôre aan almal van u. U is ingeskakel op die erediens van die Gereformeerde Kerk Pretoria aanlyn. Ons het net twee saakies oor meelewing wat ons graag wil deel. Ons dink aan Suster Jenny Vrous, wat in die versorgingseenheid in Groenkloof opgeneem is nadat sy haar been gebreek het. En dan dink ons ook aan ons gebede aan Broeder Martin Bima en Suster Aronet. Broeder Martin se moeder is Woensdagoggend oorlede. Mag die Here julle ryklik vertroos en in sy genade ook weer die wonde heel maak. Ook al die ander wat nog besig is om te herstel na operasies. Baie is nou al vir 'n lang tydperk plat op die rug, maar ons bid ook dat die Here julle genesing sal gee of die krag om te kan dra wat die las wat julle opgelê is. Ons begin ons erediens deur ons afhanklikheid te verklaar met die lied 190, lied 190, die eerste en die derde vers as ons wotum. Daarna groet die Here ons en dan antwoord ons met 'n lofsang. Psalm 84, die eerste en die tweede vers. Liewe broeder en suster in die Here, genade, barmhartigheid en vrede word ryklik aan julle geskenk van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Oh
Ons bely nou saam ons geloof en elkeen moet ook in sy hart met hierdie belydenis instem. Hierdie belydenis bind ons ook aan baie ander kerke, eintlik alle Christelike kerke wat God drie-enig bely. Ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ons glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die gelowiges. Ek glo aan die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan as wet vanoggend saam sing, lied 284, wat baie van die gebooie, eintlik al die gebooie omvat, maar wat dan ons weergawe daarvan is, hoe dit ons teenoor God bely, dat ons dit graag wil nakom. Ons sing dan lied 284, die eerste, die tweede en die derde vers. Kom ons bid nou saam. Almagtige God en Hemelse Vader, ons loof en prys U. U het weer die begeerte in ons harte gewerk om U hier te kom ontmoet, om te luister na wat U wil sê, om U seën te ontvang.
en ook wat op ons harte is, aan U te kan meedeel, en dat ons dit biddend en pleitend en smeekend en beleidend kan doen. Want ons wil nie net vir U vra wat ons nodig het vir elke dag se lewe nie, maar ons wil ook ons sondes teenoor U kom bely. Ons wil bely dat ons dikwels ongehoorsaam is, net so stoute kinders. Ons wil bely dat ons hardkoppig is, dat ons nie wil verander nie, maar dat ons ook hardhorend is, want ons wil nie hoor wat ons moet gaan doen nie. En dan, Here, is ons baie keer ook nog liefdeloos, want die nood van die wêreld spreek ons nie aan nie. Verander ons dan, sodat ons werklik kinders sal wees, wat in hulle pa se wingerd sal arbei, dat ons sal skoffel en sal bossies uittrek, dat ons, wat medebroers en susters in die wêreld betref, 'n sagte antwoord sal gee op aggressie, dat ons salf sal smeer op wonde, met ons woorde sal bemoedig, met ons voorbeeld sal leiding gee, en met ons geloof sal getuig. O Vader, hoor ons as ons al hierdie dinge in Jesus se naam van U bid. Amen. Ons skriflesing vanoggend, Jesegiel 34 vers 22 tot 31. Ons het 2 weke terug gekyk na die vaartuig of die wapentuig waarmee God sy krag wys agter die krag van sy kerk. En ons gaan dan nou vanoggend verder in die tweede in die reeks. Ons gaan dan lees uit Jesegiel 34. Nou in Jesegiel 34 se eerste deel is die baie bekende deel waar God sê, hy gaan nou self sy kudde versorg. Hy gaan hulle herder wees. Hy gaan die ander herders gaan hy vernietig, want hulle het sy kudde uitgeteer en nie kos gegee nie, hulle laat honger ly. Ons lees dan vanaf vers 22. Maar ek gaan my kleinvee red. Hulle sal nie meer uitgelewer wees as buit nie. Ek gaan regverdig oordeel tussen skaap en skaap. Ek gaan vir hulle net een herder aanstel, en hy sal vir hulle sorg. My dienaar Dawid, hy sal vir hulle sorg. Hy sal hulle herder wees. Ek die Here sal hulle God wees, en my dienaar Dawid sal oor hulle regeer. Ek die Here het dit vir hulle gesê. Ek sal met hulle 'n verbond sluit wat vir hulle vrede sal bring. Ek sal die roofdiere uitroei uit die land, sodat my kleinvee veilig kan wees in die weiveld en in die bosse kan slaap. Ek maak hulle en alles rondom my heuwels voorspoedig. Ek laat die reëns val op die regte tyd, reëns wat voorspoed bring. Die bome sal hulle vrugte lewer in die land sy opbrengs, en my volk sal veilig wees in hulle land. Wanneer ek die juk wat op hulle druk, wanneer ek dit stukken gebreek het, sal ek hulle red uit die mag van die wat slawe wou maak van hulle, en hulle besef dat ek die Here is. Hulle sal nie weer die buit van die ander nasies word nie, en nie meer deur roofdiere opgevreet word nie. Hulle sal veilig woon en vir niemand bang hoef te wees nie. Ek gee hulle 'n land wat beroemd sal word vir sy vrugbaarheid. Hulle sal nie weer deur hongersnood getuister word nie, en hulle sal nie weer deur ander nasies verneder word nie. Hulle sal besef dat ek, die Here hulle God, by hulle is, en dat hulle my volk Israel is, sê die Here my God. Julle is my kleinvee, julle is die volk vir wie ek sorg, en ek is julle God, sê die Here my God. Nou ons teksverse, die laaste 2 verse
Hulle sal besef dat ek die Here, hulle God, by hulle is, en dat hulle my volk Israel is, sê die Here my God. Julle is, of ek is, julle God, sê die Here my God. Kom ons sing eers weer saam, Psalm 46, vers 1 en vers 6. Psalm 46, die eerste en die 6ste vers. Liewe broer en suster in die Here, in die eerste preek oor die profesie van Jesegiel, het ons gesien dat God na Jesegiel kom met 'n baie belangrike boodskap tot bekering aan die volk. Maar meer belangrik nog was die wyse waarop God aan hom verskyn het. Jesegiel moes kon getuig van die oorweldigende krag van God en die glorie en die bykans angswekkende verskyning waarmee hy na die wêreld kom. En daar is 'n goeie rede voor. In Jesegiel 2 vers 5 lees ons: Jy moet vir hulle sê wat ek, die Here God, sê, of hulle luister of nie, want hulle is 'n weerbarstige volk, maar hulle sal agterkom dat daar 'n profeet tussen hulle is. En dan volgens Jesegiel 3 moes hy eers 'n bietjie wag voordat hy die woord van die Here aan hulle bring. En dan baie insiggewend, hoofstuk 3 vers 8 sê hy: Maar ek maak jou, en dis nou vir Jesegiel, ek maak vir Jesegiel net so onversetlik as hulle, jou kop net so hard soos hulle sin. Soos diamant harder as rots, so maak ek jou kop. Moenie vir hulle bang wees nie, vir hulle skrik nie. En dan vers 14, dan sê Jesegiel, die Here het op 'n harde manier van my besit geneem. En in vers 18, wanneer ek vir 'n goddelose sê, hy gaan sterwe, en jy waarsku hom nie, jy praat nie en waarsku nie die goddelose teen sy bose optrede om hom so in sy lewe te hou nie, dan sal hy deur sy sonde sterf, maar ek sal van jou rekenskap eis vir sy dood. En dan 'n laaste vers net om so die konteks te stel tot en met vers hoofstuk 34 waar ons gaan lees. Maar nou, Jesegiel 5 vers 8, ek gaan Israel se teestander word, en tog steeds sê God met liefde, want hoe onstuitbaar God se koms
na Israel en die wêreld moes wees, so kom hy as 'n mens na mense. Hy gaan hulle geloof en respek terugwen. Hy gaan hulle nie verwerp nie, maar vernuwe, sodat hy steeds sy werk deur hulle kan doen. En nou by die fokus van vanoggend. Daar is 'n probleem, want die hande wat die werk moet gaan doen, die vertroostende hande, die omgee hande wat in die wêreld moet gaan salf smeer, het met ander dinge besig geraak, is eintlik besig met slawearbeid in die hande van die Babyloniërs. En nou moet Jesegiel hierdie saak gaan aanspreek, want hierdie openbaring reg in die begin het gewys, wat is God se visie vir sy kerk? En nou is Israel nie gereed nie. En dit gaan geen maklike taak wees nie, want sê die Here, Israel is 'n hardkoppige volk. Hulle is rebels. En nou lees ons vir die eerste keer, en hierdie woorde is baie belangrik. Lees ons die eerste keer in Jesegiel 6 vers 7. Dan sal julle besef dat ek die Here is. En hierdie woorde, dan sal julle tot die besef kom dat ek die Here is, kom meer as 70 keer voor in die boek Jesegiel. Met ander woorde, vir meer as 70 keer sê die Here, gaan ek iets groots in julle midde doen. En elke keer wanneer ek dit gedoen het, dan sal dit julle herinner daaraan dat ek die Here julle God is. Elke grootse ingryping van my, gaan julle verstand oopmaak, sodat julle my weer as God sal erken. En dit, broer en suster, sê vir ons, wat was die volk van die Here se geloofsagterstand, of hulle geloofsafwyking in hulle verhouding met die Here? Die kern van hulle probleem was dat hulle God op 'n verkleinerende manier aarde toe gebring het en vermenslik het. En dit was nie vir hulle tot seën nie. En nou is dit miskien 'n dubbele betekenis van die gesig wat die 4 wesens gehad het, wat Jesegiel gesien het, met die mense voorkoms, gesig en mensehande. Miskien wys hierdie beeld ook daarop, dat hulle God nog gesien het as 'n magtige, skrikwekkende wese, maar dat hulle die werk wat hy gedoen het, gering geskat het. Mensewerk. Dit kom nie meer van God nie. Dis mense dinge. Asof hulle sê, God kom met hierdie groot geraas, die geruis van vlerke, die geruis van groot waters. Maar hy kan eintlik niks meer doen as wat 'n mens kan doen nie. Dis wat hulle van hulle God dink. En nou kom God deur sy woord na hulle toe en hy sê vir hulle, hier gaan nou groot dinge op hierdie aarde gebeur. Dit gaan met julle gebeur en dit gaan met ander volkere gebeur. Daar gaan heerlike dinge gebeur en daar gaan slegte dinge gebeur. Maar elkeen van daardie werke sal die kenmerkende eienskap van God dra. In hoofstuk 2 vers 5 het God gesê, die volk Israel sal agterkom dat daar 'n profeet onder hulle is, want hulle sal die woorde hoor wat hy bring. Nou sê hy vir sy volk, julle sal weet dat daar 'n God onder julle is, oor die werke wat ek doen. Julle wat so aards van my dink, sal dan besef dat ek die Here is. Met ander woorde, vir meer as 70 keer
gaan die Here homself herkenbaar aan hulle voorhou, as die Here. En dan weer Here as verwysing na hom as verbondsgod. Ek is die een wat die verbond met julle gesluit het. En ek is daarom die een wat vergelding kan eis. Volgens die bepalinge van die verbond, omdat hulle dit verbreek het. Ek is die een wat slegte dinge oor julle lewe toelaat. Julle moet weer besef, ek is die een wat alles laat gebeur, sodat dit volgens my wil geskied. Ja, hulle het oor baie jare baie sien gebeur, maar hulle het nie meer God se hand daarin gesien nie. Baie dinge beleef, maar dit nie meer aan God toegeskryf nie. En nou sê Jesegiel, hierdie 70 openbaringe, meer as 70, gaan die volk skok. Dit gaan hulle hartseer maak, en dit gaan hulle moedeloos maak. Dit gaan hulle paniekerig maak. Want dit was die eerste doel, die kern. Julle as volk ken my nie meer as julle God nie. En nou gaan julle tot die besef kom wie ek is. En nou kom ons by Jesegiel 34, vers 30. En hier is die bewoording so bietjie anders as tevore. In die ander 70 keer het Jesegiel geprofeteer, dan sal julle weer besef dat ek God is, Here is, dat ek magtig is. Maar nou sal hulle weet dat ek die Here hulle God is, met hulle is, en dat hulle die huis van Israel my volk is, spreek die Here, Here. Dis een ding om te weet en te glo, God is almagtig, hy is skepper, hy is koning, hy is regter, hy is verlosser. Maar die duiwel glo dit ook. En hy rettel as hy daaraan dink. Dat God koning is 'n feit. Maar hy verbind homself in hierdie vers opnuut aan sy volk. Hy het 70 keer nou vir hulle gesê, ek gaan nou dinge doen wat julle gaan met skok laat besef dat ek God is. Maar in hierdie een versie kom sê hy, ek is God, maar ek is julle God. Ek is hier om julle na die ewigheid te lei. In vers 30 beklemtoon God dat hy en sy volk in 'n verhouding met mekaar staan. Hulle sal weer weet dat ek die Here hulle God is. Nie daar ver buite hoor of sien afstand, maar binne ons persoonlike ruimte. Hy is een met ons. Hy is vir ons teen die vyand. Dit is wie God is en wie hy vir hulle is. Om hulle te herstel as Israel. Hy was te daardie tyd, maar hy het dit werklik eers kom word toe hy Immanuel geword het, in Christus gebore is, om as mens onder ons te kom woon, tot ons seën. Jy sal onthou, ek het net nou gesê, die volk Israel het God afgebring aarde toe en oor hom gedink as 'n mens. Hulle het sy menswording verkleineer. Nou kom God in die gedaante van Christus na die aarde om homself te verneder, maar om ons te red, tot ons seën. En dit, broeder en suster, dit is sy identiteit vanuit 'n mens se oog.
dit wie God is. Maar die idee wat ons van hom het, skiet tog ver te kort in wie hy werklik is. In vers 30 lees ons nie net dat God sê, ek is nog steeds julle Vader wat julle wil seën nie. Maar ons lees ook dat Israel, dat die volk weer hulle vergete identiteit sal ontdek en omhels. Hulle sal weer onthou en die gedagte koester dat God hulle God is en hulle sy volk. Die huis van Israel, die volk wat aan God behoort, hulle sal hulle identiteit as beelddraers weer ontdek en eerste plaas. En dit sal hulle voorberei vir die roeping en die plan van God met sy kerk, waarmee ons dan by ons volgende ontmoeting sal kyk. Ek vat saam, Israel het goeie en slegte gebeure altyd aan allerhande oorsake toegeskryf. Geluk, ongeluk, noodlot, of een of ander goddelike ingryping. Israel moet weer tot die besef kom, dat niks gebeur sonder hulle God nie. Of hy dinge self bewerk, en of hy dit toelaat, hy is so betrokke dat, soos die katekisme sê, dit alles asof met sy eie hande gebeur. Dis wat hulle eers moet besef. God is die een wat alles in sy hande het. En ten tweede, moet hulle besef dat God nie net dinge bewerk of laat gebeur nie, maar dat hy dit doen met sy oog op hulle. Vir sy volk Israel, omdat hy hulle lief het, tot hulle voordeel. Want broer en suster, God se kinders, oor al die eeue, is die appel van sy oog. Laat God jou daarvan oortuig. Amen. Kom ons dank saam. Almagtige God en Hemelse Vader, baie dankie vir u woord. Baie dankie vir die troos. Al beteken die troos dat ons deur moeilike tye sal gaan in ons lewens, maar dat dit ons omvorm, dat dit ons oë weer oopmaak om te besef wie u is, sodat ons kan weet wie ons is. O Vader, seën ons in die res van hierdie dag, ons katekisasie vanmiddag, die besoeke wat in hierdie weke sal plaasvind, die gesprekke wat gevoer sal word oor mense se verhoudings met God, pastorale werk, bemoediging, vertroosting. O Vader, seën ook ons kinders, in die besonder die matriekleerlinge wie se eksamens nou nader kom. O Here, dat hulle dit ook met sekerheid en vertroue sal benader en die beste daarvan sal maak. Hoor ons as ons al hierdie dinge in Jesus naam bid. Amen. Kom ons sing dan sy slotte, Psalm 20, vers 1, 2, 3, 4 en 5. Psalm 20, vers 1, 2, 3, 4 en 5. En daarna dan groet die Here ons in sy teenwoordigheid, waarna ons dan sal saam antwoord met 3 maal Amen. Oh
die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met julle almal wees en bly. Amen.